Here, ek dank U dat ons vanoggend kan bewus wees dat U in ons midde is. En die gebed van my hart is, Here, dat ons in hierdie oomblikke, wat ons spesifiek na U woord gaan kyk, en dank ek U, Here, dat U net voortgaan om te doen wat U begeer om te doen. Dankie, Vader. Ons eer U en ons loof U. Dankie, Heilige Gees, dat U vir my help om U woord effektief oor te dra volgend. In Jesus' naam. Amen. Ek wil vanoggend net ek wil vanoggend iets noem, en ek eer die Here vir die feit dat hier in die afgelope tyd mense agter hierdie preekstoel gestaan het. Dink aan 3 persone spesifiek. Dink aan my vrou, dink aan Ruwyn en Nico. En ek wil net werklik vir julle sê, ek wil hulle eer. Want die woord wat hulle bedien het, ek weet dit kom van die Here af, maar hulle het dit tyd gemaak om hulle self voor te berei. En op die ou einde het hulle ons as 'n gemeente geseën. Stem julle saam met my vanoggend? Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. OK. Nou ek wil vanoggend, en dit gaan meer as vanoggend wees, ek gaan probeer kom by 'n punt vanoggend, maar ek wil vanoggend met julle begin deel. Ek glo dis wat die Here op my hart gelê het. Ek wil 'n bietjie oor myself praat. In die konteks van die Bybel. My naam is Dawid. So ek wil vanoggend met julle begin deel. Die volgende 2 Sondae wil ek deel oor Dawid, 'n man van God se hart. En ek wil myself identifiseer of assosieer met Dawid. So eintlik gaan ek nie oor myself praat nie, ek gaan praat oor die Dawid van die Bybel. En die hele gedagte, 'n man na God se hart. En wat ek wil doen, is ek wil dit deurtrek sodat dit vir ons elkeen, dis soos 'n tyd gelede wat ek oor Josef gepraat het, daar's dinge in Josef se lewe wat ons kan vir onsself vat en leer daaruit. En dis dieselfde met Dawid. As 'n mens praat van Dawid, dan die eerste ding wat jy aan dink, ek in elk geval, is Dawid, the giant killer. En van sy hele ding met Goliat, want dit is wat hom op die map gesit het. Maar eintlik is daar baie dinge rondom Dawid wat ons na gaan kyk, en so ek gaan spesifiek 'n paar dinge noem wat ons uit Dawid se lewe kan leer. Maar voordat ek oor Dawid praat, wil ek so 'n bietjie agtergrond gee, en ek wil 'n paar skrifgedeeltes aanhaal, en ek wil die hele aanloop na Dawid toe, waar Dawid gesalf is as koning, wil ek so 'n bietjie met julle net dit noem, en onder andere gaan ek 'n bietjie praat oor Saul, en wat het die dinge, wat in Saul se lewe veroorsaak het, dat hy die dinge skeef geloop het. As 'n mens gaan kyk waar het begin het, Saul, as 'n mens nou die verhaal van in 1 Samuel gaan lees, die hele Saul se begin, en selfs die feit dat op 'n stadium het Saul gesê, hy was klein in sy eie oë. He was small in his own eyes. So hy het goed begin. He wasn't arrogant, hy was nie arrogant nie. He had a good start, as ek dit so kan sê. Maar die ding het skeef geloop, toe daar 'n geleentheid was wat Samuel
moes kom. Samuel had to come and bring offerings. Hulle was op pad om teen die Filistyne te veg. En hulle moes wag vir Samuel, want Samuel het nie die reg gehad om die brandoffers te bring nie. Maar hy het ongeduldig geraak. Hy het impatient geraak. En op die einde van die dag, toe Samuel nie op die tyd opdaag wat hy moet opdaag nie, jy kan dit lees in 1 Samuel 13, het hy toe self besluit, ek gaan nou, want die mense het ongeduldig geraak en toe hy besluit, hy gaan iets op sy eie doen. En net toe hy nou op die punt is om die brandoffers te bring, toe kom Samuel daar en sê vir hom, hy sê vir hom, wat maak jy? Wat maak jy, Saul? En sy woord aan Saul was, jy dwaas gehandel. You were unwise. Jy dwaas gehandel, jy die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het, nie gehou nie. Nou sê hy, en hier is die konsekwensies, want anders, as jy dit nie gedoen het nie, as jy nie ongeduldig was, en gewag het, dat hy kom nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie, dis vers 14 nou, ek het vers 13 gelees, 1 Samuel 13 vers 14, nou sê hy, maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. En dan gaan hy verder, dan sê hy, die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek, en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. En dis my serieus. Dis vir ons iets om te leer uit die lewe van Saul uit. Hy het 'n kort pad probeer vat. Hy het nie gehou by wat die regte ding was nie. Maar dit was nie die enigste ding nie. Wat toe nou verder gegaan het, as jy nou verder gaan lees, toe was hy nog koning gewees, en toe het die Here hom 'n opdrag gegee oor Amalek. Nou daar's 'n hele geskiedenis oor Amalek, wat ek nie nou bereid is om in te gaan nie. En ek dink is Amalek, die Here het vir hom, daar's iets met Haman, in Esther, koningin Esther se tyd, daar's daar iets, 'n verbintenis tussen Haman, die ou wat die Israeliete wou om die lewe bring. Daar's 'n verbintenis daar, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Maar die Here het toe vir Saul die opdrag gegee, hy sê, so sê die Here van die leerskare, ek het terdee gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egipte. Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Met ander woorde, dit klink baie erg, want hier's vrouens en kinders by. Maar dis hoe God gevoel het, en dit was om die nageslag van Amalek uit te wis. En dit was die opdrag gewees. En toe Samuel nou, dis 1 Samuel 15, en toe Samuel later nou by Saul uitkom, toe sê Samuel vir hom, hoorie so nou, wat 'n geblerrery hoor ek, dis letterlik wat hy sê, wat die Here het jou 'n opdrag gegee om alles uit te wis, en jy het dit nie gedoen nie. En toe het Saul hierdie verskonings gehad. En toe het Samuel hierdie woorde gespreek, en Linus het eintlik spesifiek toe sy hieroor gepraat het 'n paar weke terug, het sy hierdie gedeelte aangehaal. 1 Samuel 15 vers 22 tot 23. 1 Samuel 15 vers 22 to 23. En dit is die volgende. Daarom sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers, want hy het gesê hulle die beste van die vee oorgehou,
om brandoffers aan die Here te bring. En toe sê Samuel vir Saul, daarop sê Samuel, het die Here behaag brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Dis Saul se probleem, ongehoorsaamheid. Die Here het vir hom spesifieke dinge gesê en hy het dit nie daarop gelet nie. Toe sê hy, kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer en om te luister is beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid, ek weet nie wat sê die, for rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellie is soos die sonde van waarsêry. Is as the rebellion of witchcraft. En eie sinnigheid, wat sê hy van eie sinnigheid? En stubbornness. Stubbornness is afgoderry, is idolatry en beeldediens. En Linus het so 'n bietjie daarop uitgebrei en ek gaan nie daaroor uitbrei nie, maar dit beteken my eie sinnigheid. As jy in 'n moderne tyd in ons Christen era wil kyk na wat afgodediens is, so terloops jy kan gaan lees in Kolossense 3 vers 5 word daar gepraat van afgodediens. Gierigheid is afgodediens. Onder andere, gaan lees dit maar daar in Kolossense. In other words, wat is gierigheid in Engels? Greed is like idolatry. Dis erg. Mense sien dit rondom jou. Greed. You just want, jy wil net hê. It's all about yourself. Dis afgodediens, dis in ons moderne tyd afgodediens. Okay. En dan sê hy, omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Nou, ek lees nie baie plekke wat in die Bybel sê wat God 'n mens verwerp het nie. Maar Samuel is verwerp, want hy het nie gedoen wat God vir hom gesê het nie. En dis vir my baie serieus. Nou, dis teen hierdie agtergrond wat Dawid gesalf is as koning. En julle kan daarvan gelees in 1 Samuel 16. Nou sê hy in 1 Samuel 16 vers 13, God het vir Samuel gesê, gaan na die huis van Isai toe. Daar's een van sy seuns wat ek wil hê wat jy moet salf. En toe, julle ken die hele storie, al die seuns was voor hom, en toe was Dawid in die veld, en toe het hy hom laat kom, en die oomblik toe hy hom laat kom, toe sê hy, dis die man. En Samuel neem toe die horing met olie en salf hom, dis vers 13, te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag en verder oor Dawid vaardig geword. God's spirit came upon him. Dis wat dit beteken. God's anointing, as jy dit so stel, die salwing het op hom gekom. En toe van daar af sien ons die hele storie rondom wat Dawid toe deur sy pa Isai uitgestuur word, 1 Samuel 17, die hele storie oor Goliat en sy geveg met Goliat. Maar ek gaan nou van daar af met julle praat oor 1 Samuel 17. En daar sekere dinge wat ek net gaan uitlig. Ek gaan nie die hele ding deurtrek nie, maar Dawid het gekom om kos en ek wil amper sê proviant vir sy broers te bring en uit te vind hoe gaan dit met hulle en so aan. En sy broers het hom beskuldig en vir hom gesê, man, jy wil net kom kyk hoe fight ons. En eintlik is dit eintlik ironies, want hulle het nie gefight nie. Hulle het in vrees en bewering gesit vir Goliat. So, en sy oudste broer, toe hy begin navraag doen, luister wat sê hy, daarop het Dawid die manne, vers 26, daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Jeugdige onbesonnenheid. Want wie is hierdie? En hier is vir my en vir jou 'n sleutel.
Want hierdie onbesnede Filistyn, sy uitdrukking van is met ander woorde die volgende: this uncircumcised Philistine. Hy's nie besny nie. Besnydenis beteken, dis die opdrag wat Abraham gekry het, wat God gesê het, almal moet besny word. En ek gaan nie op dit ingaan nie. As jy nie verstaan wat besny is nie, vra jou pa, jou ma of vir iemand wat ouer is as jy. Ons gaan nie daarop ingaan nie. Maar, hier is die ding. Onmiddellik sien 'n mens wat in iets van Dawid se hart, wat hy verstaan. En daar's iets wat ons moet besef, dis hy, as ek kyk na die hele storie met Goliat, dan is dit wat met hom gebeur het, die feit dat hy gesalf is met olie, sê die woord, die gees het oor hom vaardig geword. The Spirit of God came upon him. En die salwing van die Heilige Gees was op hom gewees. So daar's dinge wat ek en jy verstaan, wanneer die Heilige Gees kom, en wanneer ons vervul word met die Heilige Gees, dis wat met my gebeur het. Ek het voordat ek vervul is met die Heilige Gees, het ek Bybel gelees, want ek het gesien, ander wat die Here dien, wat weergebore is, doen dit. Maar ek het maar net 'n bietjie Bybel gelees om my gewete stil te kry. En toe kom die dag wat ek vervul is met die Heilige Gees in 1973. En toe ek die woord vat, en ek begin die woord te lees, was dit asof die gordyne weggeskuif het. En ewe skielik kon ek verstaan wat ek lees, en ek kon nie ophou nie. Ek kon nie ophou nie. Ek het 'n Bybel gehad wat ek vir my verjaarsdag gekry het 'n jaar of 2 gelede. 'n Groterige Bybel. Ek het hom gelees dat hy naderhand uitmekaar het geval het. Toe laat ek hom herbind. Toe lees ek hom weer totdat hy uitmekaar het geval het. Want ek het letterlik 'n honger na die woord gehad wat ek nie vir mense kan beskryf nie. Hoe meer ek lees, hoe meer wou ek lees. Ek het maklik, en ek sê dit nie net sommer nie, maar dit is wat my gebeur het, 1 uur na 2 uur op 'n dag, net Bybel gelees, dis nie eers gebed nie. En ek was 'n student gewees. Maar ek het tyd gemaak om die woord te lees. Maar sover ek lees, het die woord vir my oopgegaan. So al wat ek sê is, wat ek glo wat met Dawid gebeur het, die waarhede van daai stadium, die wet, wat hy aan blootgestel was, die waarheid van die wet het vir hom nog verder oopgegaan. En hierdie hele ding van die onbesnede Filistyn, hy het onmiddellik in sy gedagtes uitgemaak, en dit vir hom was dit soos 'n openbaring, glo ek, dat hierdie ou het nie 'n verbond met God nie. Wie is hy? Ons as Israeliete het 'n verbond met God. Dis wat onbesneedheid en besneedheid beteken. It means David was part of Israel that had a covenant with God. En ek wil vandag vir u sê, ons gaan later vanoggend gaan ons nagmaal gebruik. Dis 'n verbondsmaal. Ons het 'n verbond met die lewende God. Ons het 'n verbond met die lewende. We've got a covenant with God through Jesus Christ as ons weergebore is. En dit is wat ons aan deelneem. Dit is waar ek wil amper sê die nagmaal vandaan kom. So wat toe nou gebeur het is nou kom Dawid en hy sê, luister. Hoor Dawid, nou 'n mens kan sê hy's arrogant. Maar luister hierso, vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. Take courage. Ek is hier.
Maar eintlik, wat ek dink selfs Dawid nie besef het nie, that David didn't realize, dit was die salwing wat gepraat het. Dit was nie arrogansie nie. Dit was die gees van God wat op hom was. En hy sê, die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Al wat dit vir my sê is, Saul was desperaat. En hy het, ek dink in sy binneste het hy vir homself gedink, hoe gaan hierdie jong man vir Goliat hanteer? Maar hy's daarom 'n ou, hy's daarom iemand wat bereid is om te gaan. Dawid sê vir hom, nie worry nie, ek sal dit doen. Maar hier is vir my die belangrike ding. Luister, en dis wat my, dis 'n hele ruk terug wat ek dit weer gaan lees het. Ek het ergens het iemand gepraat oor Dawid. En toe gaan kyk ek oor wat Dawid uit sy mond uitgekom het. En dit is vir my en vir jou belangrik. What came out of his mouth? What was his confession? En luister nou. Maar ek wil eintlik myself onderbreek. Ek wil net sê, in die tyd wat Dawid skape opgepas het, he was developing a relationship with God. Daar was 'n honger en 'n dors in sy hart, glo ek, na die Here. En dis wat gebeur het. Daar agter die skape het daai verhouding met God ontwikkel. En ek glo met my hele hart, dat van die psalms wat hy geskryf het, kom daar uit daai dae uit. Ek kan dit nie sê nie, maar en nou hoor net hierso. Vers 34. Dis vers 34 tot 37. Daarop sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, 'n leeu en 'n beer. Dis rof. A lion and a boar. Boar is 'n vark. Okay, partykeer raak ek nog so 'n bietjie de mekaar met die Engels. Maar 'n bear. Okay. Dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. As 'n mens dit lees, dan verstaan jy wat Jesus in Johannes 10 sê. Die goeie herder lê sy lewe af vir 'n skaap. Dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Hy het gepraat van ondervinding. Die dienaar, sê hy nou, vers 36, het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan, net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Die Here wat my gered het, en dis Dawid, hier sien ons wat in Dawid se hart was. Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hier is die confidence, die vertroue wat Dawid gehad het. Hy sê, die Here het my daar gehelp. Julle sien, ek glo dis hoe dit werk in die geestelike lewe. Daar's 'n pad wat die Here met ons mee besig is. En daar's tye wat ons die geleentheid kry om te begin oefen in dit wat die plan van die Here is in ons lewens. Jy begin op 'n klein skaal. As ek leer om die Here te vertrou.
vir sy voorsiening. En ek vertrou hom vir R100. En ek kry 'n deurbraak. En so begin ek die Here te vertrou. En naderhand kan ek die Here vertrou vir R1000. En naderhand kan ek die Here vertrou vir R10,000. Naderhand vertrou ek, kan mense letterlik vertrou die Here vir meer as dit. Ek weet van mense wat baie keer die Here vertrou om mense om werk dit wat die Here doen te befonds. En al wat hulle doen, omdat hulle geloof ontwikkel het. So Dawid wat hier gebeur het kortliks, wat Dawid gedoen het, op daai vlak het hy God se ingrype, sy versterking, sy beskerming beleef en dit ervaar. En hy sê vir Saul, sal met hierdie ou net dieselfde wees. Die Here het my daar gehelp, hy sal my hier help. Dis waarin sy vertroue was. Dis waar sy vertroue was. En dit is belangrik om dit te sien. Julle sien, een van die dinge wat ons sal moet leer om te doen, meer as ooit tevore, is om die woord van die Here te verklaar. Om die woord van die Here te spreek. En baie keer om dit te spreek in situasies wat nie gunstig is nie. To declare the word of the Lord. And to keep on declaring the word of the Lord. To keep on declaring the word of the Lord. En dis wat gebeur het. In vers 43, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, vers 45, skus tog. Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Julle sien, daar's iets wat ek hier sien. En ek glo dit gaan gepaard met die salwing. Is die courage, die vertroue wat Dawid gehad het in die Here. And he declared it. Hy het dit verklaar. Maar dit kos moeite. Dit kos 'n stap. Dis soos wat Petrus toe Jesus vir hom sê toe hy op die water loop, toe sê hy kom na my toe. Daai stap Petrus moes die besluit neem om sy voet uit die boot uit te sit en op die water te sit. En dis hoe geloof werk. Mens moet seker wees, want wat in werklikheid gebeur is dat, kan ek net vra, okay. Okay. Met ander woorde, ek moet die sekerheid hê. Ek moet weet, dit vat geloof om daai stap te neem. Dit vat geloof. En daai geloof is partykeer om die Here te vertrou, moet jy daai stap neem. En partykeer is daai stap vat dit moed om te sê, Here, ek vertrou U daarvoor. Ek gaan nie daarvoor vertrou en dis wat gaan gebeur. Nou ek wil net klaar maak hierso. Hy sê en kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van God wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Al wat ek vandag sê, julle ken die res van die storie. Hy het gegaan en hy het daai klip gegooi met die slingervel. En ek wil so ver gaan om te sê, ek glo die engele was betrokke. Hy kon nie mis nie. Maar dit wat hy gesê het gebeur.
En op die einde van die dag het die Here die oorwinning gegee. So broers en susters, dis waar ek vandag gaan stop, maar ek sal volgende week wil ek gaan kyk, wat is die elemente in Dawid se lewe? En dit spesifiek uitstip. Want dit gaan oor dit wat Saul gedoen het, ook later aan Saul se optrede, later aan wat ons in Dawid se lewe gaan sien. Sy integriteit, sy geloof, daai dinge, en ons gaan daarop 'n bietjie aandag vestig, want ons kan leer daaruit. So, ek wil daar eindig vandag. Die feit van die saak is, die een ding wat ons vandag saam met ons moet vat, is die feit, wat het Dawid gesê? Wat het uit Dawid se mond uitgekom? En dit is iets wat ek en jy moet na gaan kyk. Wat is die goed wat uit my mond uitkom? Hoe praat ek oor dit wat die Here sê? Hoe praat ek oor sy beloftes? So dit is wat ons vandag saam met ons neem. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir U woord. Dank U vir die lewe van Dawid. Wat ons vir dit, wat ons vandag, wat ons kon leer. En kan leer uit die lewe van Dawid uit. En Vader, in Jesus naam wil ek vandag bid vir elkeen van ons wat hier is. Dat hierdie waarheid ten opsigte van wat uit ons monde uitkom, dat dit iets wat ons is wat ons saam met ons sal vat vandag. Onder andere. In Jesus naam. Miskien is hier iemand vandag wat jy het nog nooit jy het nie die sekerheid dat as jy te sterwe kom jy hemel toe sal gaan nie. Jy weet nie of jy 'n kind van God is nie. Ek wil jou vandag help om hierdie sekerheid te kry. As jy dit wil hê, glo ek, kan ek jou help. En jy kry daardie sekerheid deur te doen wat die woord sê. In Romeine 10 vers 9 en 10 gee vir ons die aanduiding. So ek gaan 'n gebed bid. En hierdie gebed is om Jesus aan te neem. Dit wat hy vir jou gedoen het, jou eie te maak. En as jy vandag hier sit en jy het nie daai sekerheid in jou hart nie, gaan ek jou uitnooi om hierdie gebed agter my aan te bid. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U, net soos wat ek is. Ek glo met my hele hart dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag kies ek en bely ek dat Jesus nou my Here is. Vandag neem ek dit wat Jesus gedoen het, neem ek aan en ek maak dit my eie. As daar iemand is wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, terwyl ons oë gesluit is en ons in gebed is, as jy vandag hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, wil ek vir jou vra, almal se oë is toe, om net jou hand op te steek. Is daar iemand wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het? Steek net jou hand op asseblief. Is daar so iemand vandag? Okay. Ons gaan voorts nou oor na nagmaal toe. So ek gaan sommer net hier bly staan. So ek gaan vir julle vra om julleself te help met die nagmaal toe. Ek wil net sê, as jy die Here aangeneem het, as jy Jesus aangeneem het, kwalifiseer jy om nagmaal te hou. Nagmaal behoort nie aan Christenlewe gemeente nie. Nagmaal behoort aan die liggaam van Christus. As jy Jesus aangeneem het, is jy vry om nagmaal te gebruik. So ek wil jou uitnooi
om vir jou 'n beker en 'n broodjie te kry as jy uit die sitplek uit sal kom. As daar iemand is wat nie kan kom nie, kan jy net jou hand opsteek, dan sal ons jou sorg dat dit by jou uitkom, asseblief. Die woord van die Here sê, ek gaan dit in die Amplified lees, 1 Korintiërs 11 vers 26, For every time, elke keer, you eat this bread and drink this cup, you are representing and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until he comes again. So met ander woorde, ek het in die verlede dit al gesê, as ons die nagmaal gebruik, maak ons 'n verklaring. Die eerste verklaring wat ek maak, is ek het Jesus in my eie lewe aangeneem. Ek behoort aan hom. I belong to Jesus. Dis wat ek eintlik besig is om te verklaar. Dis eintlik 'n belydenis wat ek doen. En ek het so 'n paar weke terug het ek met julle gedeel oor wat opgesluit is in die liggaam van Christus. So ek wil vanoggend vir jou sê, en ek gaan 'n gebed bid, dat wanneer jy vanoggend die liggaam van Christus, van Jesus ontvang, moet jy verstaan dat in sy liggaam is opgesluit jou verlossing, jou genesing, jou vrymaking. So, ek wil vir jou vra om sy liggaam in hierdie oomblik, kom ons bid. En ek wil vir jou vra om agter my aan te bid. Sien jouself dat Jesus vanoggend voor jou staan. En vir jou hierdie broodjie gee. En hy sê vir jou, neem, eet. Dis my liggaam wat vir jou gebreek word. Wetende dat in sy liggaam die vrymaking is van die vloek, genesing, dis wat opgesluit is in sy liggaam. So ontvang dit nou. Jesus sê vir jou, neem, eet, ontvang dit nou, wat ek vir jou gedoen het. Terwyl ons in gebed is, neem jou beker, jou bekertjie of jou glasie, en maak saam met my hierdie belydenis. Hierdie beker is die nuwe verbond in Jesus se bloed. Dit beteken, ek het 'n verbond met die Vader. Ek ontvang dit vandag in Jesus naam. Amen. Ek gaan die seën van die Here oor julle uitspreek, maar ek wil net dit sê. Ons nooi altyd mense om vorentoe te kom. En die gedagte is, baie keer is die behoefte in die gemeente, jy het gebed nodig, jy het gebed vir genesing nodig, of wat ook al. Ek wil julle werklik uitnooi, om te kom na die tyd. Jy sal mense wees wat julle bedien. Okay. So ek gaan dit vandag weer die Amplified vir julle lees,
Ontvang die seën van die Here. En ek verklaar oor jou, the Lord bless you. And the Lord watch, guard, and keep you. Ek myself in die rede val. Ek vertrou die Here vir sy beskerming. En in die afgelope tyd, as jy in die dorp ry, jy ry net op 'n besige dag deur die dorp, dan weet jy, as jy by die huis kom, die Here het my beskerm. Ek en Elinus ry nou die dag, ons is daar, maak nie saak waar nie, en iemand trek uit, en kyk nie. En hy was veronderstel om my in die kar vas te ry. Maar die Here het ons beskerm. Dis die goeders wat ons oorbid vandag. En ek noem dit vir julle as 'n getuienis. So, as ons sê, as ek bid vir jou vandag, en ek sê, hy sê, the Lord bless you and watch, protect, guard, keep you. Vertrou die Here daarvoor. The Lord make his face to shine upon you and enlighten you. Geef vir jou insig, wysheid, openbaring. And be gracious, kind, merciful and giving favor to you. Dis die guns van die Here is nie wat ek verdien nie, dis op grond van die feit dat Jesus in my hart woon. Dis op jou. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace. Gaan in hierdie vrede van julle vandag in die naam van Jesus. Amen. Onthou maar net ek het gesê as jy behoefte het kan jy vorentoe kom. Dankie.